Wat maak jy as die bassein nou moet blaas? Gaan jy saam? Is jy reg? Is jy gereed? Want die koning kom. En hy kom om sy kerk te kom haal en die vraag is vanmôre, is jy reg en is jy gereed? Dat as daardie bassein blaas, dat jy hier gaan uitleef en by hom gaan inleef, wanneer hy ons gaan kom haal op die wolke. Hallo? Die wegraping is 'n werklikheid, dis 'n realiteit. As jy 'n probleem het daarmee, kom praat met my, dan sal ek vir jou wys wat is die realiteit van die saak. Nou ja, nou sit jy seker vanmôre hier en jy sê, weet jy wat, hy het nie vanmôre die besoekers verwelkom nie. Daar is 'n rede. Ek doen alles met 'n spesifieke rede. Amen. Is daar vanmôre enige besoekers hierso? Iemand vir die eerste keer? Baie welkom. Ons is bly julle is vanmôre saam met ons. Pastoor André, ons is bly julle is vanmôre saam met ons. Welkom in die huis van die Here. En dan wil ek sommer vanmôre vir elke aanlyn kyker sê, baie welkom rondom die woord van die Here. Welkom by ons, vir die wat kyk. Ek wil nou nie vir die kamera kyk nie, ek kry skam. Enrico. Hallo. Okay, so ek kuier vanmôre saam met jou rondom 2026, die woord van God in aksie. Net so 'n bietjie agtergrond, ek was in die bevoorregte posisie om Nuwejaarsdag 'n paar mensies daar by my huis te hê wat vir ons kom kuier het en saam met ons lekker kom eet het, en ek het 'n baie demanding wife. Sy erf dit by haar ma, né? En toe het my Eva vir my gesê, toe sê sy, luister, ek soek 'n boodskap van my pastoor af. So dis waar hierdie boodskap sy ontstaan het, 2026, die woord van God in aksie. En toe ek het klaar bedien het daar by die huis saam met die vriendekring, toe sê my vrou vir my man asseblief, ek vra jou, jy moet hierdie boodskap asseblief bedien in die huis van die Here. So jy kry hom vanmôre, ek vra vanmôre dat jy hom sal vat, en dat jy hom op die tafel van jou hart sal skryf, en dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees met hierdie boodskap in jou lewe werk, sodat ons kan uitkom by dit wat ons moet uitkom in 2026. En ek wil begin deur vir jou te sê, as jy nog nie opgewonde is oor 2026 nie, dan het dit tyd geraak dat jy opgewonde sal word. En miskien mag jy vanmôre redeneer om te sê, weet jy wat Jaco, na 2025, na hierdie jaar wat ek beleef het, na alles wat ek ervaar het, alles waardeur ek gegaan het, is daar vir my bitter min hoop vir 2026. Ek gaan vanmôre vir jou die teendeel bewys. Daar is hoop. Daar moet opgewondenheid wees vir 2026, because the King is coming. Amen. Ons groot God gaan kom en hy gaan ons kom haal om by hom te wees. Genesis 1. Is hierdie klank reg? Ek sê nie te hard nie. Genesis 1. Vers. Ons is in 20. Genesis 1 vers. Lees saam met my. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Kan ek dit weer vir jou lees? Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde. Lees jy dit so? Laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis en laat hulle heers oor die hele aarde. Kan jy dit vanmôre identifiseer? Kan jy dit vanmôre sien, kind van die Here? Jy is geskape na sy beeld. Jy is geskape na sy gelykenis. Jy is geskape vanmôre om te heers. Kan ons dit weer sê? Jy is geskape om te heers. Sê saam met my, ek is geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Ek is geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Ek is geskape om te heers. Ja, julle doen dit nie soos ek dit doen nie. Ek is geskape om te heers. Om te heers. Om te heers.
Halleluja, ek hoop jy gaan dit vanmôre vat. En as dit nie genoeg rede is vir jou vanmôre om uit te sien na die dag van môre nie, as dit nie vanmôre vir jou genoeg rede is om uit te sien na 2026 nie, dan is ek hartseer vanmôre om vir jou te sê, dan sal niks jou laat uitsien na die dag van môre nie. Absoluut niks. As dit jou nie vanmôre opgewonde maak, die feit dat ek na sy beeld en sy gelykenis geskape is en geskape is om te heers nie, as dit nie vanmôre opgewondenheid in jou binneste bring nie, dan sal absoluut niks nie. Miskien net as ons 'n cracker vat en ons maak hom maar vir jouself klaar. Jy is geskape, hoor baie mooi, om die voorstelling te wees van wie jy is. Jy is geskape om die afbeelding te wees van dit waartoe hy in staat is. Jy is vanmôre kind van God, die beeld van dit wat werklik is. Hallo, jy is die beeld vanmôre van dit wat werklik is, die voorbeeld en die model wat vanmôre bevestig dat God leef. Hoor jy wat ek sê? Die voorbeeld en die model wat vanmôre bevestig dat God leef. Wat probeer hierdie van Aswegen vir jou sê vanmôre? Dat wanneer ek en jy beweeg in die wêreld daar buite, in ons werksplek, in die samelewing, in die gemeenskap, en hulle na my en na jou kyk wat na die beeld en die gelykenis van God geskape is, moet hulle kan sien in jou wandel, hy leef, halleluja, hy leef, hy het opgestaan. Jy sien, daar moet 'n huppel in jou stap begin wees, want jy het 'n verantwoordelikheid om die beeld van die Skepper uit te leef en die beeld van die Skepper uit te dra, die verantwoordelikheid om te heers. Geskape om te heers wat vanmôre verklaar, luister baie mooi, jy is die een wat die oorhand het. Sê vir jouself, ek het die oorhand. Ek het die oorhand. Ek is die een wat heerskappy voer. Ek is die een, nee, jy moet dit sê dat jy dit glo. Ek, Jaco van Aswegen, wil ek hê jy moet vanmôre hoor, ek is die oorhand oor die vyand. Ek het die oorhand oor sy werk. Ek is vanmôre die een wat heers en niks of niemand of die vyand of die werke van die vyand sal my onderkry nie, want ek is geskape om te heers. Ek is geskape om te heers. Ek is sy afbeelding. Ek is sy voorbeeld. Na sy beeld en sy gelykenis. En wanneer hulle na my kyk en na dit wat ek doen, dan moet hulle Jesus sien, ervaar en beleef. Dit maak nie vanmôre saak. Hy sê ons is geskape om te heers oor die hele aarde. Wat volgens my die wêreld en alles wat daarin is, insluit. Is dit die hele aarde? Die wêreld en alles wat daarin is. En as God vanmôre sê ek is geskape om daaroor te heers, dan beteken dit vanmôre, dit maak nie saak wat die wêreld na my kant toe gooi nie. Dit maak nie saak wat die wêreld na my kant toe slinger nie. Dit maak nie saak hoe hy my wil ploeg nie en hoe hy my wil maak nie. Ek het die oorhand, want ek is geskape om te heers. Ek is geskape om Filippense 4 vers 13 te demonstreer. Wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Want ek is geskape om te heers. En daarom is dit baie belangrik dat jy vanmôre heel eerstens notisies sal neem. Vir jou en vir my om te wandel in hierdie geskaapenheid van om te heers, moet ek en jy begryp vanmôre, dat heel eerste is dit die jaar waarin ek en jy die koggelaar gees moet konfronteer. Hoor jy dit, die koggelaar gees moet konfronteer. Wie van julle ken die verhaal van 'n baie klein mannetjie en 'n baie groot mannetjie? Wat het daardie Filistyn gedoen? Die Filistyne was in die kant en hulle slagordes opgelyn en die Israeliete was in die kant en hulle slagordes opgelyn, gereed om te veg. En wanneer hulle gereed maak om te veg, dan kom daar ewe skielik so hier uit die gatkant uit. Hulle sê mos, gaan lees daar in 1 Samuel 17.
Jy kan so lank vir my 1 Samuel 17 opsit. Net as die Israeliete die krygskreeu doen en hulle is gereed, kry nou hierdie prentjie, en hulle is gereed om hierdie Filistyne aan te vat. En vandag gaan ons hulle verslaan, dan kom daai Goliat daar uitgestap. Dan begin daai Israeliete bewe. Dan kom daar vrees. En dan kom hierdie Filistyn en dan sê hy, ek is 'n Filistyn en ek is hier om die slagordes van Israel uit te daag. Stuur een man na my toe om my te kom vat. En as ek hom wen, dan word julle ons slawe. En as hy my wen, dan sal ons julle slawe word. En die Israeliete word gekoggel deur hierdie groot Filistyn. Die koggelaarsgees. Om tyd te spaar gaan ek nie deur die detail lees nie, maar wat hier gebeur is die volgende. Miskien moet ek tog daai paar verse met jou deel. Hier van so vers, kom ons maak dit hier van vers 34 af, 33 af, Jason asseblief. So wat hier gebeur is, Dawid is 'n skaapwagtertjie wat besig is om na sy pappie se skape te kyk, terwyl sy 3 boeties in hierdie geveg besig is, saam met die Israeliete, om die Filistyne te oorrompel. En dan kort sê pappa vir Dawid, dan sê, hoor hierso, vat hierdie vir jou boeties, en dan vat jy hierdie kaaskoeke vir die manne wat in beheer is, dan vind jy uit hoe dit met jou broers gaan. En die oomblik toe ou Dawid daar kom, toe hoor hy hierdie arrogante Filistyn, wat die slagordes uitdra. Kom ons sê vers 23, ja, bly net by 33. En terwyl Dawid met hulle spreek, kom juist die baasvegter, Goliat is sy naam, na die Filistyn uit Gat. Ek het dit mos vir jou gesê, uit die slagordes van die Filistyne en spreek daar dieselfde woorde. Die woorde wat hy gespreek is waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle die dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit dat hy na my toe kan kom. En Dawid hoor dit. En Dawid sê, wat gaan word van die man wat hierdie Filistyn te gronde slaan? Wie gee hom die reg? Wie gee hom die audaciteit om die slagordes van God uit te daag? Want ek is Dawid, ek is 'n skaapwagtertjie, maar ek is geskape na sy beeld. Ek is geskape na sy gelykenis. Ek is geskape om te heers. Wie dink hierdie Filistyn is hy? En hy gaan na Saul toe en hy sê, ek sal hom op sy plek sit. Maar Saul sê vir hom vers 33, het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy's 'n krygsman van sy jeug af. Kry hierdie prentjie, Dawid, jy verstaan nie, jy pas skapies op. Hierdie Filistyn is van kleintyd af is hy al opgelei om hierdie geveg te voer. Nou wil jy hom gaan aanvat. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en ek verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met die onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagoffers van die lewende God uitgedaag het. Omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Vers 37 verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond? Vers 43. Is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam
van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vers 46, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel God is. Vers 4, volgende vers, 47 asseblief. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur die swaard en deur die spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee, want ons is geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Ons is geskape om te heers. Jy sien, kind van die Here, jy moet vanmôre mooi verstaan dat hierdie koggelaarsgees wat ek en jy in die begin van 2026 moet aanspreek, het dit ten doel om die kinders van die Here lam te lê deur middel van hulle identiteit aan te val. Hoor jy dit? Dit is 'n gees wat jou identiteit kom aanval. Die feit dat jy geskape is om te heers, word deur hierdie gees attack met leuns van jy is nie goed genoeg nie. Met leuns van jy verdien dit nie. Met leuns van jy kan dit nie doen nie. Met leuns van jy is nie bekwaam nie. Jy is nie daarvoor geroep of gekies nie. Hallo? Hy gebruik leuns om jou minderwaardig te laat voel, onnosel en onbekwaam en val so jou God gegewe identiteit aan. Hoor gou mooi, die oomblik wanneer ek vir myself sê, ek is nie goed genoeg nie, die oomblik wanneer ek vir myself sê, ek maak nie die grade nie, wat is ek besig om te doen? Ek is besig om die feit dat ek geskape is om te heers af te breek. En ek wonder vanmôre hoeveel kinders van die Here sit op so 'n plek in hulle lewe. Jy moet vanmôre hoor, jy is geskape om te heers. Jy is geskape om te heers. Hy kom attack jou Godgegewe identiteit, sodat jy nie kan doen dit waarvoor jy geroep en gekies is nie. Naamlik na sy beeld, na sy gelykenis en om te heers. Sy taktiek, baie maklik, is om jou geestelike groei te belemmer en twyfel te saai so ver soos wat jy gaan. Want jy sien, hierdie gees is vanmôre baie goed bewus. Hoor mooi wat ek sê, hierdie gees is baie goed bewus. As ek en jy kan begin besef wie ons in Christus is, as ons kan besef waartoe ons in staat is deur hom wat ons die krag gee, dan gaan die poppe dans. Dan gaan die poppe dans. Kan jy vir een oomblik dink hoe die wêreld daarna gaan uitsien as ons begin vat wat God van ons sê en as ons gaan begin staan in die mag wat hy ons gegee het? Kan ek jou vertel wat gaan gebeur? Die wêreld sal sy beeld en sy gelykenis sien. Die wêreld sal identifiseer dat ek en jy is geskape om te heers. Geskape om te heers, geskape om Jesus te demonstreer. Hoor jy dit? Geskape om Jesus te demonstreer. Jou oorwinning lê vanmôre in die vashou en die vertroue in God en in sy krag. Nie jou krag nie, nie jou mag nie, nie jou gesag nie, dit lê vanmôre in vertroue in sy mag en in sy krag, deur te staan met die skild van die geloof in die een hand en die swaard van die gees in die ander hand. Plain Afrikaans, deur te staan in geloof op die woord van God rondom alles wat hy hierin verklaar. Kan ek dit weer sê? Jou oorwinning staan in geloof in hierdie woord rondom alles wat hy daarin verklaar. Wat my vanmôre bring by 2026. Die jaar wat ooreenstem met die Hebreëse jaar 5786.
Die Hebreëse jaar 5786 en dit spreek profeties van, luister baie mooi. Profeties spreek dit vanmôre van die verbinding van hemel met aarde. Volg jy? Die jaar 5786 spreek van profeties die verbinding van hemel met aarde deur die gesproke woord van God. Vir die manifestasie daarvan, vir herlewing en vir die bevestiging van God se beloftes. Dit is waarvan 2026 profeties spreek. En dit moet vanmôre opgewondenheid in jou bring, want dit praat vanmôre rondom die feit, die woord van God in aksie. Wees welkom hier, wees welkom hier. Heel eerstens moet jy dit verstaan, die woord van God in aksie. Die woord van God geactivate om te doen presies dit wat dit sê. As hy sê hy sal in elke behoefte voorsien, dan aktiveer ek dit deur hierdie gesproke woord te spreek, and I'm connecting heaven with earth. Die Engels sê dit so mooi, linking what's in heaven to the earth. Maak dit jou nie vanmôre opgewonde vir 2026 nie. Geopenbaarde woord. Deur die geopenbaarde woord te spreek, dat sy wil manifesteer, dat geestelike waarhede realiteit te word en dat hemelse konsepte 'n werklikheid en 'n realiteit sal wees. Miskien moet ek dit weer vir jou sê. Geopenbaarde woord te spreek, dat sy wil manifesteer. Geestelike waarhede in realiteit te verander en hemelse konsepte 'n werklikheid en 'n realiteit word in jou lewe, in my lewe, in die gemeenskap en in die wêreld daar buite en in hierdie gemeente. Die woord van God in aksie. Hemelse konsepte, konsep wat vanmôre met my en met jou praat van begrip. So begrip is die vermoë om te begryp, om dit met die verstand te vat en dit jou eie te maak. Met ander woorde, die feit dat dit wat hy gesê het, is die waarheid. Dit is om hemelse konsepte te begryp. Dit wat hy gesê het, dit is die waarheid. Dit is 'n werklikheid, dit is 'n realiteit. Dit wat hy sê hy kan doen, dit sal hy doen. As hy gesê het, ek sal die hande op die siekes lê, dan sal ek die hande op die siekes lê en hy sal hulle gesond maak. Connecting heaven with earth. Hallo? Hallo, julle moet saam praat. As hy sê ek is meer as 'n oorwinnaar, dan is ek meer as 'n oorwinnaar. As hy vanmôre sê ek is tot alles in staat, dan is ek vanmôre tot alles in staat. 2026 die woord van God in aksie. Wat vandag vir my die volgende sê. There need to be a mind shift. Hoor jy dit vanmôre? There needs to be a mind shift. Jy moet vanmôre die besluit maak en jy moet dit met jou verstand vat dat dit wat hier binne staan is wat hier binne staan. Dit wat hy sê ek het, dit het ek. Dit wat hy sê ek kan doen, dit kan ek doen. So daar moet 'n mindshift wees, 'n oproep tot geestelike ywer vir 'n vars ontmoeting met God en vir die vuur van die Heilige Gees om hierdie transformasie en hervorming te bring. Dat ons op 'n plek van metamorfo kan kom. 'n Plek van sterk verandering, waar ons nie meer is wat ons was nie, waar ons nie meer is waar ons was nie, waar ons nie meer operate soos wat ons geoperate het nie, maar dat ons anders te operate volgens die beeld en die gelykenis volgens heerskappy. 'n Plek, en julle moet mooi luister, die plek waar ons die woord van God aktiveer, waar ons beweeg. Die woord van God aktiveer waar ons beweeg. Of dit nou in 'n mall is, of dit nou in my werksplek is, of dit in my skoolplek is, wanneer ek 'n situasie of omstandighede identifiseer,
dat ek net daarin dan die woord van God sal aktiveer. Needs to be a mind shift. En jy gaan jou verstand rondom dit moet kry, dat jy die plek sal bereik, en ek wil hê jy moet baie mooi luister hier, waar daar nuwe wyn in nuwe sakke gegooi kan word. Hoekom is dit belangrik wat ek sopas gesê het? Nou gaan ek kyk of julle luister. Nuwe wyne in nuwe sakke, klink dit vanmôre vir jou bekend? Is dit nie 'n boodskap wat ons pastoor oor bedien het nie? 2026, 'n jaar van nuwe wyn in nuwe sakke. Jy gaan jou denkpatroon moet verander. Jy gaan uit jou gemaksone moet uitkom, want jy het 'n verantwoordelikheid om sy beeld en sy gelykenis uit te leef. Jy het 'n verantwoordelikheid om te heers. Jy het 'n verantwoordelikheid om die woord te aktiveer waar jy beweeg. Nuwe wyn in nuwe sakke, 'n plek waar water in wyn verander word. En dit sê vanmôre vir jou en vir my, dis nie onmoontlik nie. Want dalk is, God het my geskape, ek is op hierdie stadium water, en ek het laat die vyand met sy koggelary kom steel, maar hy het vermoere om die water te vat en dit in wyn te verander. If you're willing to change. Vierdens, 2026 spreek ook profeties dat dit is 'n seisoen waarin ons vissers van mense moet word. Hoor jy dit, vissers van mense? Dis 'n seisoen waarin geestelike grondgebied vergroot moet word, 'n seisoen van radikale verandering en ommekeer. 'n Seisoen, luister baie mooi, waar God se teenwoordigheid gemanifesteer word, sodat die wêreld sy heerlikheid kan aanskou. Ek wil dit weer sê. Ek sien 'n prentjie. 'n Seisoen waarin God se teenwoordigheid gemanifesteer word op die aarde, sodat die wêreld sy heerlikheid kan aanskou, kan ervaar en kan beleef. Jesaja beskryf die heerlikheid van God, of van Jesus, in die profesie van Jesaja. En wat het hy gesê rondom hom? Dat hy is die een wat gekom het om die goeie nuus te bring. Vrylating aan die gevangenes te verkondig. Genesing vir die wat gebroken is van hart. So help my gou. Hoe gaan ek en jy die teenwoordigheid, hoor mooi, hoe gaan ek en jy die teenwoordigheid van God manifesteer op hierdie aarde, hierdie plek waar ons tans beleef, sodat sy heerlikheid aanskou word? Anyone wants to take a guess? 'n voorbeeld te wees? Deur sy gebeeld en sy gelykenis uit te dra, met ander woorde, hoe het Jesus geoperate? Oh, jy's vir 38 jaar lam. Is jy nie al bietjie dik om by hierdie bad te lê nie? Staan op en loop. O, jy sê jy kan nie sien nie, daar is nie 'n probleem nie. Open sy oë. Is dit die manifestasie van sy teenwoordigheid, die manifestasie van sy heerlikheid, die uitbeelding van sy beeld en sy gelykenis? Ja, ek dink dit is. So kind van God, hoor vanmôre, you need to have a mind shift. Want die oomblik wanneer ek begin besef, ek is geskape en om te heers, en ek het 'n verantwoordelikheid om hierdie beeld en hierdie gelykenis uit te leef, dan word ek geaktiveer in second gear. And I only have 1 and 2. Maar sy beeld en sy gelykenis. 15 spreek dit van, ek moet hierdie noem, hierdie is belangrik. Side note. As jy gaan kyk na die geskiedenis, onthou ek sê profeties, jy gaan op die einde gaan jy dit ook identifiseer. Dit is 'n jaar waarin ons vissers van mense moet wees. As jy gaan kyk na die geskiedenis, was daar 4 awakenings in die kerkperiode, of vanaf die kerkperiode begin het. En as jy na die tydvak gaan kyk, dan is ons in 'n vrugbare tyd vir die 5de een om te gebeur. Hoor mooi wat ek sê, ek profeteer dit nie, ek sê net, ons is vrugbaar vir dit. 2026 mag dalk die jaar wees, wat ons die beweging van God se gees ervaar en beleef, waar dit 'n werklikheid en 'n realiteit word, waar die teenwoordigheid van God gemanifesteer word, sodat sy heerlikheid aanskou word, wanneer ek en jy gaan begin besef, ek is geskape
om te heers. Vyftens, 2026 is 'n jaar waarin jy die sondes in jou lewe moet doodmaak. Die jaar waarin jy die sondes moet uitroei. Die jaar waarin jy moet verbreek met verborgde sonde. Met ander woorde wat vir my vanmôre tussen hakkies sê, dat 2026 is 'n jaar wat 'n oproep maak tot jou en tot my, dat ons 'n lewe van heiligmaking sal najaag en na 'n heiligmaking, 'n lewe van heiligmaking sal streef. Want Petrus sê, 'n heilige God het seker maar heilige kinders nodig. Jesus sê, jy kan nie aan 'n peerboom truksvye gaan pluk nie. Doesn't work that way. As jy druiwe soek, gaan jy na druiwepreel toe. As jy appel soek, gaan jy na 'n appelboom toe. Kind van God, 2026 is 'n jaar wat die pere uit die appelboom uit moet wees. En die truksvye uit die druiwepreel uit moet wees. Sesdens is 2026, hoor mooi, 'n jaar van vergifnis. 'n jaar van vergifnis, obviously vergifnis vir jou en vir my van sondes. Maar hoor baie mooi. 2026 is 'n jaar wat profeties van my en van jou vra dat dit 'n jaar sal wees waarin jy die past issues sal uitsorteer. Jakob, ek gaan nie na daai kerk toe nie. Want daai ou het my so seer gemaak. Gaan sort dit uit. Gaan sort dit uit. Weet jy wat nee? Ons het gepraat en hierdie is 'n bonus. Die vyand kom val jou Godgegewe identiteit aan. Weet jy hoe die vyand dit reg gekry dat almal blameer altyd die kerk en hulle blameer altyd die leierskap en hulle blameer altyd die pastoor. Miskien moet jy vir jouself in die spieël gaan kyk. Want God se woord sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte in die duisternis. So die vyand gebruik soms mense, kom verby die werk van die vyand, begin heers oor die omstandighede, sort die verlede uit. Wat verby is verby, jy kan dit nie verander nie. Jy kan dit nie verander nie. Wat gebeur het gebeur. Tyd om vas te hou aan die verlede is verby. Dit is tyd vir genesing van wat was. Jesus self sê in Lukas 9 vers 62, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Jy kan nie vorentoe gaan as jy bly vashou aan die gisters nie. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê? God het jou nodig om te heers en om sy woord te laat manifesteer sodat die wêreld kan beleef heaven is connected to earth. En ongelukkig begin dit by vergifnis. Jesus leer, as jy nie kan vergewe nie, dan sal my Vader wat in die hemel jou is, ook jou nie kan vergewe nie. So sonder vergifnis, hoe kom ek by God uit? 2026 is 'n jaar wat vra dat jy met dit sal breek. Met ander woorde, dat jy tyd maak in die teenwoordigheid van die Heilige Gees om te sê, Here, wie is daar wat ek moet vergewe? Here, wie is daar wat ek moet vryspreek? Here, wie is daar met wie ek moet regmaak? Hierdie van Aswege, nee. Kan vandag vir jou een ding sê. As ek moes vaskyk aan elke pastoor wat my teleurgestel het, elke raadslid wat my in die rug gesteek het, elke belofte wat aan my gemaak is en nooit nagekom het nie, dan was ek baie ver van die Here af. Maar ek werk nie vir hulle nie. Ek werk vir hom. Ek bedien nie vir hulle nie. Ek bedien vir hom. Omdat ek besef ek is geskape om te heers, kan hulle my nie onderkry nie. Hulle kan my nie breek nie. Hulle try my potjie en my terugsit, but they can't win, want ek is geskape na sy beeld. Ek is geskape na sy gelykenis. Ek is geskape om te heers en ek is geskape om die woord van God te bedien. So as jy nie van hom hou nie, moenie aan 'n kerk gaan soek nie, dit gaan ook nie vir jou daar werk nie, bly net hier. In die 7de plek, 2026 spreek profeties van jy is die model. Jy is die voorbeeld. En dit is tyd vir jou en vir my om in die voetspore van Jesus te loop. To teach what he taught. En te begin doen presies wat hy gedoen het toe hy hierdie aarde bewandel het. Want jy is sy beeld, jy is sy gelykenis en hy het jou die mag gegee om presies te doen dit wat hy gedoen het.
Jy gaan dit in die einde hoor. Hoor jy wat ek sê? Hy het jou die mag gegee om te doen presies wat hy gedoen het. Toe hy op hierdie aarde gewandel het, ek praat van die lam van God. Hy het jou daar die mag gegee. In die begin in Genesis het God jou die mag gegee om te heers. Kom ek refresh gou jou memory. Johannes 14 vers 12. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo. So kom ons begin daar, wie glo in hom? Nou begin ek lekker preek. Nou gaan ons op freelance hierso. Wie in my glo, wie glo in hom vanmôre? Steek gou weer julle hande op, ek wil eintlik 'n foto neem. Want as ons by die einde van die boodskap kom, dan wil ek julle vasvat, né? Ek het nie my hand opgesteek nie, ek het gevra wie glo. Wie glo? Okay, wie in my glo, dit sluit julle almal vanmôre in. Die werke wat ek doen, dit is Jesus. Sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Verstaan ons dit vanmôre? Begryp ons dit vanmôre? Sê dit vanmôre vir jou en vir my, ek en jy die vermoë om presies te operate soos wat Jesus geoperate het? Sê dit vir ons. Ons het daardie vermoë. So ek kan vanmôre dooies opwek. Want dis wat Jesus gedoen het. Ek kan vanmôre blindes laat sien, want dit is wat Jesus gedoen het. Ek kan vanmôre krepeles laat loop, want dit is wat Jesus gedoen het. Ek kan vanmôre brode vermeerder sodat die armes kan eet, want dit is wat Jesus gedoen het. Ons glo ons kan daardie selfe werke doen. Is dit so, ja of nee? Nou hoekom doen ons dit nie? Come on. Hoekom doen nie dit nie? 2026 vra dat ons die woord van God sal begin aktiveer. So that heaven will connect to earth. Sodat sy teenwoordigheid sal manifesteer. Sodat die wêreld daar buite sy heerlikheid kan aanskou. En dat ek jou vanmôre een ding vertel. Ek wil graag deel wees van dit. Ek wil graag deel wees van dit. Laastens in die 8ste plek. Spreek 2026 profeties van 'n jaar van do it again. Lord, just do it. Let's do it. Profeties spreek dit vanmôre en dit moet jou opgewonde maak, want 2026 mag dalk die jaar wees wat ons die heerlikheid van God so erg aanskou, waar kankers uitval, waar krepeles loop, waar dowes hoor, waar blindes sien, waar die evangelie verkondig word, want dit is ons verantwoordelikheid, en waar mense toestroom tot die koninkryk van God as gevolg van sy teenwoordigheid, omdat kinders van God sy gelykenis en sy beeld uitleef en staan in die feit dat ek geskape is om te heers. 8 profetiese dinge. 8 wat vanmôre met my en met jou praat rondom nuwe begin. Nuwe begin. 'n Nuwe mindset. Nuwe begin. 2026 is jou jaar van nuwe begin. Net vir interessantheid en nou is ek besig om te land. As ons na God se naam gaan kyk, in gematria waardes. Gematria waardes is die volgende. A is gelyk aan 1, B is gelyk aan 2, C is gelyk aan 3. Moet ek aangaan tot by Z? Z is gelyk aan 26. So as ons vanmôre na God se naam na dit gaan kyk, dan verteenwoordig G is gelyk aan 7. O is gelyk aan 15 en D is gelyk aan 4. So help my gou. 7 plus 15 is 22. En 22 plus 4 is 26. Hou dit in gedagte. As ons na Jesus of na God se naam gaan kyk in Hebreërs wat Yahweh is, ons spreek dit uit Yod-Heh-Vav-Heh, en ons gaan kyk na die Hebreëse alfabet wat uit 22 letters bestaan, almal konsonante, en ons kyk ook na daardie gematria waarde, dan kry ons Jod is gelyk aan 10. Hy is gelyk aan 5. Waf is gelyk aan 6. Hy is gelyk aan 5. So dit gee vir jou 10 plus 5 plus 6 plus 5 is gelyk aan. So God in ons taal en God in Hebreëus, Yahweh,
is gelykstaande aan die gematria waarde van 2026 wat my vanmôre opgewonde maak, want dit sê vanmôre my een ding: God means business in 2026. En ek weet nie van jou nie, maar I want to be part of that business, sodat sy heerlikheid aanskou word. Nie dat hulle sê dit is Middelvlei nie, nie dat hulle sê dit is Pastor Sinclair nie, nie dat hulle sê dit is Jaco van Aswege nie, maar dat hulle sal sê, dit is die beeld, dit is die gelykenis van God. My vraag is, of jy jou funksie in sy plan gaan vervul of nie. Nou sluit ek af. Vir interessantheid, het ek is mos lief vir nuwejaarsboodskappe, so ek kyk na al die getalle en ek gaan kyk na al die syfers, dis dalk hoekom my vrou dit ook so like, want dan klink ek slim. Maar in elk geval, ek het gaan kyk na al die Bybel hoofstukke, met 26 verse, so moenie bekommerd wees nie, ek gaan dit nie vir jou lees nie, maar ek wil hê jy moet in gedagte hou wat ek profeties gesê het rondom 2026, hou dit in gedagte, ek hoop jy het geluister, en ek wil hê jy moet luister na die boodskap, wat uit hierdie Bybel hoofstukke uitkom met 26 verse. En die eerste ene wat ons kry is in Genesis 4, wat vir my die boodskap bring van jou hulp, kom van die Here in 2026. Dit begin by hom. Jy is geskape na sy beeld en sy gelykenis. Wat ook die boodskap bring, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Die eerste Bybelboek met 26 verse na Genesis, waar Kain mos vir Abel getek het met 'n klip of so iets, sê God, die sonde lê en loer. Wat het ek vir jou gesê, Spreuk 2026 profeties van, jy moet breek met die sonde in jou lewe. Jy moet breek met die sonde in jou lewe. Die tweede ene, Genesis 50, ons almal ken die verhaal, Josef en sy boeties. Nee? Hulle het hom ons verkoop vir 'n pak mieliemeel en so aan. En eventueel toe eindig hulle almal mos daar in Egipte op. En toe gaan Jakob dood. En wat dink jy gebeur as die pa doodgaan? Dan raak die boeties bang. Want nou is pappa nie meer hier om ons te beskerm nie. En ons het vir Josef in die put gegooi. Ons het hom verkoop. Josef en sy boeties. Die verhaal wat ons almal ken, wat in 2026 met my en met jou kom spreek. Vergewe dit wat mense aan jou gedoen het. Vergeet die verlede. Exodus 20, wie kan vir my sê wat staan in Exodus 20? Koos, jy moet stil bly. Hè? Klink amper soos 'n jy mag nie. 10 gebooie. Is ek reg? 10 gebooie wat vanmôre met my en met jou kom praat van, dit gaan oor God se woord in 2026. Sien jy hoe sluit dit aan by die profetiese boodskap rondom 2026? Nommer 8. Lekker ene. Wat gaan oor die dienswerk en die bediening van die leviete, wat vir my en vir jou die boodskap bring, dat jy in 2026 jou funksie moet vervul. Met ander woorde, dat jy sal leef na sy beeld, na sy gelykenis, en dat jy sal heers. Deuteronomium 7, wat die boodskap bring van weer eens breek met die sonde. Moenie langer daarmee gemeenskap hou nie, roei dit volkome uit. Deuteronomium 27, wat met vir jou en vir my die boodskap bring van, skryf die woord van God op die tafel van jou hart. Mediteer daaroor, quoteer dit, spreek dit, profeteer dit, sover waar jy beweeg. Mag dit in jou hart wees, mag dit in jou denke wees en mag dit in jou mond wees. En eina. 2 Samuel 2 vers 20. En nou praat ek met kerkleiers, wat die boodskap bring van, en profeties spreek 2026 in werklikheid ook van dit, ek het dit net nie aangeraak nie, wat die boodskap bring van leierskap, wat hulle funksie moet vervul in 2026. Leierskap, wat hulle funksie moet vervul
in 2026, want as God die herlewing gaan bring wat ek hom voor vertrou en waarvoor ek glo in 2026, het jy leierskap nodig wat kan handle dit wat God inbring. En as ek en jy nie kan handle wat God inbring nie, dan sal ons nooit tot ons volle kapasiteit groei nie. Hallo? Nou is die leierskap lekker stil. Psalm 136, wat die boodskap bring van die goedertierendheid. Gaan lees daardie Psalm gerus. Die goedertierendheid van die Here is tot in ewigheid. Hy sê, en hy het hulle uit Egipte uitgelei, en die goedertierendheid van die Here is tot in ewigheid. En hy het die Rooi See gekloof, en die goedertierendheid van die Here is tot in ewigheid. En hy het die Egiptenare in die see toegemaak, en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En in die oggend sê ek my oë oopmaak, dankie Here, is nog 'n dag, en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Wat die boodskap bring, en ek glo dit is die jaar waarin ek en jy die goedertierendheid van die Here gaan ervaar en beleef. Jesaja 3, wat die boodskap bring, luister mooi, dit sal goed gaan met die regverdige en die vrug van sy handelinge sal hy eet in 2026. As jy kan begin leef na sy beeld, sy gelykenis, en as jy kan begin heers, wil ek vir jou sê, is daar niks wat jou gaan onderkry nie. God sal jou gee elke begeerte van jou hart. Because you're walking according to his wil, volgens sy beeld, sy gelykenis. 49 wat vir jou en vir my die boodskap bring, Jesaja 49, Jesus is die antwoord vir 2026. Jeremia 9 bring die boodskap van jou roem in 2026, lê in die feit dat jy hom ken. Hoor wat sê Jeremia 9:24, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is, wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in hierdie dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Weet in 2026 lê jou roem in God alleen. As jy jou roem in hom kan plaas, waarborg ek jou, jy sal heers, jy sal triomfeer, en jy sal die vrug van jou handelinge eet. Luister baie mooi, Jeremia 33, met 'n klokkie lui. Wat die boodskap bring van hy is die Here, ons geregtigheid, in 2026, dat ons hom moet aanroep, dat hy ons bekend sal maak, ondeurgrondelike dinge wat ons nie geweet het nie. Is dit nie waarvoor ons vas nie? Ons pastoor se boodskap, hy het vas met dit weggetrek, gesê dat ons nooi julle uit om saam met ons te vas, sodat God in hierdie vastydperk julle geheime dinge bekend kan maak. Is jy nie al opgewonde oor 2026 nie? Things I haven't known, things I haven't seen will be revealed. Dinge wat ek nie geweet het nie. En hoor mooi, dit bring ook die boodskap dat daar genesing en gesondmaking vir ons sal wees, en dat daar reiniging sal wees van ons ongeregtigheid. Jeremia 33 vang amper alles wat profeties in 2026 vir jou en my lê en wag. Vergifnis, wonderwerke, tekens, ondeurgrondelike dinge wat ons nie geweet het nie. Hallo? Esegiel 28 bring die boodskap van die vyand is oorwin. Hou op toelaat dat hy met jou ploeg. Jy is geskape om te heers. Esegiel 41, die boodskap van jy het toegang tot die allerheiligste. God sê vir jou en vir my, in 2026, hoor hierdie woord, my deur staan oop. Ek wag vir jou in my binnekamer, kom net in. Jy wat vandag hier sit, het toegang tot die allerheiligste. Hy's vandag die God wat in spanning wag, dat jy net die vrymoedigheid sal neem om tot sy troon te nader en voor hom neer te buig, sodat hy vir jou ondeurgrondelike dinge bekend kan maak, dat hy jou hartklop kan hoor, en dat hy sy hartklop aan jou kan openbaar. En dit vra tyd met hom. Tyd met hom. Tyd met hom. Johannes 17, en ons is amper klaar. Iemand het dit vanmôre gebid of gesê, ek dink in die bidkamer. Die boodskap, jy is in hierdie wêreld, maar jy is nie van die wêreld nie. Dis waar Jesus die gebed bid oor sy disippels. En dan sê Jesus daar, maar ek bid nie net vir my disippels nie, ek bid ook vir hulle wat in
my naam gaan glo deur hulle prediking, vir hulle wat na hulle kom. En dan verklaar die lam van God daardie woorde in hierdie Johannes 17. Die heerlikheid wat U my gegee het, is die heerlikheid wat ek nou vir hulle gegee het. Die werke wat ek doen, sal jy doen, en nog groter werke as dit, omdat ek na my Vader gaan. Handelinge 1, die boodskap van jou krag vir 2026 lê in die Heilige Gees, en jy is gekies om die verskil te maak, want jy is geskape na sy beeld, jy is geskape na sy gelykenis, jy is geskape om te heers. Handelinge 3, wat die boodskap bring van radikale verandering, 'n jaar van wonderwerke en redding van siele. Pas dit nie mooi in profeties nie. En jy kan gaan kyk, hulle almal het 26 verse. Galasiërs 5, wat die boodskap bring van wandel deur die Gees. Jy gaan nie effektief en dinamies wees sonder 'n verhouding met die Heilige Gees nie. Jy het nodig dat die Heilige Gees jou hand kom vat en jou kom lei, dat jy kan uitkom daar waar God jou wil hê. 2 Timoteus 2, baie belangrik. Die boodskap om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, 'n werker wat die woord van die waarheid regsny. Jy sny hom nie laat hy jou pas nie. Jy sny hom soos hy is. Jakobus 2, die laaste ene. Ek het net gou sien wie het gesê hulle glo. Ek wil net met die ouens praat wat glo. Julle is vir my 'n inspirasie dat julle glo. Jakobus 2, die laaste Bybelhoofstuk met 26 verse, wat die boodskap bring van geloof sonder werke is dood. Almal van ons wat vanmôre hier sit, is vinnig om te sê, ek glo God sal voorsien. Vir hoeveel ander mense het jy al gesê, God sal jou omstandighede verander? Ek bid saam met jou. Of ek glo saam met jou. Ons sê dit mos. Of iemand sê ek het 'n probleem, en sê, moenie worry nie, ek sal vir jou bid. As ons hierdie woord van God in 2026 geaktiveer wil sien, as ons Heaven Connecting with Earth wil sien, dan vra dit dat ek en jy sal begin om die werke by die geloof te sit. As Abraham net gesê het, ja, ek sal vir Isak gaan offer, maar nooit hom op die altaar gesit het nie, was ons vandag heeltemal verlore. Hy het gereageer. In 2026 kry jou mindset reg, jy moet reageer. Jy moet reageer. 2026 is die jaar wat geloof in aksie gesit moet word. My woord, sê God, my woord in aksie geaktiveer deur jou geloof. My woord, sê God, in aksie geaktiveer deur jou geloof. 2026, die woord van God in aksie. Kom terug en leef uit sy beeld, sy gelykenis. Jy's daarna geskape en jy is geskape om te heers. Kom ons sluit die oë. Vader, ons eer U vanmôre vir U woord. U woord is kragtig, skerper, lewend as enige tweesnydende swaard. Here, en vanmôre sê ons as volk van die Here, ons is opgewonde vir 2026. Ons roep 'n sieleoes in, Here. Ons roep hierdie woord wat ons sopas gehoor het, roep ons vanmôre geaktiveer in die naam van Jesus Christus. Ek vra vanmôre, Here, dat hierdie woord vanmôre in die hemel geaktiveer word, sodat dit hier op die aarde kan manifesteer, dat U teenwoordigheid geïdentifiseer kan word en U heerlikheid aanskou kan word. Heilige Gees, wees die naprediker, is my gebed in die wondersoete naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê amen en amen. Dis jy dink put up. Kan jy verstaan hoekom my vrou gevra het ek moet dit vir jou gee? Want dit is 'n goeie woord uit die skatkamers van God uit. Maar hy beteken vir jou niks as jy hom nie vat en jou eie maak nie. Hy beteken vir jou niks as jy hom nie gaan begin leef nie. Ek gaan vir Pastor Sinclair vra om vir ons die seën van die Here te kom uitspreek. En dan stuur ons jou in liefde. Ek hoop jy het vanmôre die
die tyd in die teenwoordigheid van die Here geniet. Kom ons bid dat God se plan in 2026 'n werklikheid sal word. Kom ons bid vir hierdie wat nog die laaste week vas, dat die Here hulle sal deurdra en dat hy sal gee die begeertes van hulle hart. Kom ons gee die Here net 'n lofoffer vir die woord. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en genadig wees. Mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus en die teenwoordigheid van die Gees met elkeen van ons gaan. Mag hierdie week 'n besondere week wees. Mag ons aangevoer en aangevuur wees deur die woord van die Here, dat ons sal uitgaan en dat ons sal doen wat die Here vir ons gee. Here, ek wil bid dat U die naprediker sal wees van die woord. Ek bid vir elkeen wat hier is, Here, dat U hulle sal seën in hierdie week wat voorlê. Ek wil bid dat God se volmaakte wil sal geskied en dat die hemel in ons harte sal lewe. Ek bid vir die koninkryk van God wat kom binne in ons, dat ons die koninkryk van God kan verkondig. Die gemeente sê, amen en amen. Gaan in die vrede, daar's lekker koffie vir die mense wat hier is. Kom ons geniet dit. Dankie.